Goeiedag geliefde vriend van my, Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan. Ons is so dankbaar dat jy vandag weer tyd maak om saam met ons te groei in die waarheid van God se woord. Ons het al hierdie week gesels oor hoe angs ons gedagtes vasgryp, hoe dit ons vreugde steel en hoe God ons roep om met geloof te reageer. Maar wat gebeur wanneer die lewe onseker is? Wanneer jy nie weet wat môre inhou nie? Wanneer jy in die middel van 'n storm staan en niks maak eenvoudig net meer sin nie. Ek wil vir jou vat aan wat Paulus vir ons skryf. Hy skryf vir ons in Filippense die volgende, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Sê vir God wat jy nodig het en dank hom vir wat hy doen. Dan sal jy God se vrede ervaar wat meer is as wat 'n mens ooit kan verstaan. Sy vrede sal julle harte en gedagtes in Christus Jesus bewaar. Geliefde, daai is Filippense 4 vers 6 tot 7. Nou kan ek jou iets absoluut bemoedigends vertel. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Inteendeel, vrede is die teenwoordigheid van God in jou omstandighede, in jou probleme. Dis wanneer ons begryp dat hy is teenwoordig hier by ons, hy is nouliks betrokke. Dis wat Paulus wil skryf met hierdie woorde in Filippense 4. Hy skryf vir ons nie vanuit 'n vakansieoortyd nie. Geliefde, hy skryf vanuit die tronk. En tog sê hy's doodafwagtend. Hy sê tog, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Geliefde, daai is nie ignoreer jou probleme nie. Hy sê dra dit oor aan die Here, dra dit oor aan God. Sê vir hom wat jy nodig het. Maar geliefde, ons moet dit doen met 'n sekere gesindheid, met 'n sekere postuur. Ons moet dit doen met dankbaarheid. Want jy weet vir wie jy dit gee. Jy weet wie's die een wat beloof dat daar gaan uitkoms wees. Dit is ons hemelse Vader. Dis hoekom hy sê, met dankbaarheid en met smeking bring daai dinge na die Here toe. Nou, dis nie altyd onmiddellike antwoorde nie, nie altyd 'n wonderwerk nie, maar wat God vir ons beloof is sy vrede. Vrede is die resultaat in jou lewe. Vrede is die vrug wat jy dra. Nie net enige vrede nie, sy vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis daardie vrede wat nie logies is nie, maar wanneer daai diagnose sleg is, nee, jy hoor die ergste by die dokter, dan ervaar jy kalmte. Wanneer jy nie weet hoe jy gaan deurkom nie, maar jy het nog steeds hoop. Wanneer die wêreld om jou bewe, maar jy staan vas. Dis daardie vrede wat jou hart en jou gedagtes bewaar in Christus Jesus. Geliefde, is die ding wat ons oor moet nadink. Wat is die een ding wat jou tans laat voel asof jy nie in beheer is nie, asof jou wêreld uit beheer uit spiral? Het jy dit al vir God gegee in gebed? Het jy al met hom gepraat oor? Is jy bereid om sy vrede dan te ervaar en selfs as daar nie 'n onmiddellike uitkoms of 'n antwoord is nie, prakties geliefde, as ek en jy kan kom na die Here toe met danksegging en vertroue, dan gaan hy vir ons antwoord. Daarom wil ek jou vra, identifiseer daai dinge wat vir jou onsekerheid bring en vir jou angs bring en skryf dit neer en bid doelbewus daaroor, noem dit by die naam, en dan terwyl jy dit doen, dan dank jy God terwyl jy bid. Jy dank vir hom wat jy weet wat jy het, waarvoor jy kan sien, jy kan praat, jy kan hoor, daar's soveel goeders waarvoor ons kan die Here dank, maar dan dank ons ook omdat hy die God is wat in môre is. Hy is die een wat saam met jou staan. Hy is die een wat vir jou daai vrede gaan gee. En herinner jouself dat God se vrede is groter as jou en my onsekerheid. So God roep ons nie om alles te verstaan nie, hy roep my en jou om hom te vertrou. Onthou geliefde, hy is die God wat in môre is. En wanneer jy kies om te bid eerder as om paniekerig en half net onseker te voel, laat toe dat vrede begin vloei in jou lewe. Sy vrede is nie afhanklik wat buite my en jou beheer is nie. Sy vrede leef in ons lewens, want Christus leef in ons harte. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. En ons wil vandag net verklaar in gebed dat ons dankbaar is dat ons enige krisis en enige situasie na u toe kan bring, Here. Wanneer ons nie antwoorde kry nie, wanneer die uitkoms nie vir ons goed lyk nie, wanneer dit nie gunstig is, bid ons vir 'n bonatuurlike vrede wat ons staande sal hou. En wanneer ons in daai vrede wandel, dan dra ons vrug wat ander mense kan beleef, ander mense kan eet en ander mense kan geniet. En so getuig ons van die bonatuurlike vrede wat heers in en deur ons lewens. Here, ons loof U, ons eer U en ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.